Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my heerlik om julle vanoggend hier te hê. Vanoggend geliefdes, as u moeg voel, dan gaan ons u wakker preek vanoggend. Want vanoggend het ons weer die lekker geleentheid, die wonderlike geleentheid om weer 'n kinderdiens te hou. En ek weet geliefdes, hier is 'n groot klomp kinders vanoggend in die kerk. Hier is 'n paar jonges, maar ons almal is maar kinders van die Here. En so ek hoop vir almal van julle wat vanoggend hier is, dat dit 'n kosbare boodskap sal wees wat vir julle ook sal dra. Geliefdes, voordat ons tog begin, dan dink ons aan die wat swaar kry, wat siek is en wat ly. En ons dink veral vanoggend aan 'n paar mense. Tannie Frikkie van Staden, ek was van die week bietjie daar by haar, ek het daar by 'n draai gemaak, maar dit lyk maar of sy maar swaar kry en sy het maar geslaap toe ek daar by haar was. En dan ook vir oom Gert Kreer, ek het nou in die week gehoor, hy het weer epileptiese aanvalle gehad en is weer terug in ICU. Ons dink aan hom en ons bid vir hom in die moeilike tyd waar hy gaan. Ons bid steeds vir oom Dani Cornelius, ons bid dat dit ook met hom ook sal beter gaan. En dan in besonder ook vanoggend vir Len, julle sal nou sien vanoggend Gerda sit alleen hier. Len het so 'n klein snytjie opgedoen en amper al 5 van sy vingers afgesny. Ek praat met sy skoonseun Johan in die week, toe hulle die kinders vir kategese vir die belydensklas, hy sê, en dit nou van 'n safety officer. Nee. Ai tog, Len, ons bid vir jou, en ons dink aan jou, en ons weet, dit was baie seer. Ons weet, dit was baie ernstig. Ons bid dat dit sal beter gaan. Dan ook vir tannie Annetjie Harmse, dit gaan moeilik met haar, sy kry baie swaar. En dan het ek hier ook vanoggend hier opgesit Annelie Harmse, maar eintlik maar die hele Harmse gesin. Toe ek nou met hulle praat, toe hoor ek Pieter is siek, die kinders is siek, almal is siek, hulle het almal varkgriep. Hulle is geïsoleer, hulle is eenkant, maar hulle is baie siek. Hulle is baie siek. Ons dink aan hulle en ons bid vir hulle. Celia Jonker sterk mooi aan, sy is in die hospitaal na haar groot breinoperasie wat sy ontvang het. Ek was in die week ook bietjie daar by haar en sy kon praat met my. Nie baie nie, maar sy kon. En dit is positief. En dan ook Atlanta Smit, sy is daar in Klerksdorp in die hospitaal. Sy is nou op 'n ventilator. Sy is gesedeer. Sy kry dialyse. Dit gaan bitterlik moeilik met haar. Ons bid vir haar in hierdie baie moeilike tyd. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, ons nader U in nederigheid en afhanklikheid. En ons vra vir U, Here, om by hierdie mense te wees wat swaar kry, wat siek is en wat ly. Die gewig, die swaarte, die seer kan soms te veel raak, Here. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek bid, Here, dat U vir hierdie mense gemoedsrus en kalmte van gees sal gee, om te weet dat U is by hulle. En dit maak nie saak deur watter storms of watter vuur ook al hulle moet gaan nie. U is hulle God, hulle redder, verlosser, hulle koning. Omdat U dit is, Here, bid ons dat U hulle sal genees en dat U hulle sal herstel. Want by die mens, Here, is hierdie dinge onmoontlik. Maar by U, wat ons gered het van die dood, die een wat gesterf het aan die kruis en wat opgestaan het tot in ewigheid, U, Here, vir U is niks onmoontlik nie. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here. Vanoggend is ons saam om die Here weer te groet met 'n blye hart. Kom ons sing met vrolikheid lied 177, Jesus, groot bo almal.
Geliefdes, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons hemelse Vader, van Jesus Christus die Here en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons ook vanoggend kom groet en dit bring in ons harte 'n blydskap wat nie kan oorvertel word nie. Dit kan net gesing word. Kom ons sing 'n lofsang en ons loof die Here met lied 547 verse 1 en 2. Alle volke, klap julle hande. Geliefde kinders van God, u moet weet dat ons kan nie perfek wees nie. Ons doen sonde. Ons doen dinge wat die Here nie van hou nie. Ons doen dinge wat die Here geheel en al haat. Hy het vir ons 'n wet gegee om na te kom. En as ons hierdie wet nie nakom nie, dan staan ons skuldig. In Markus 12 vers 28 tot 31, dan hoor ons Jesus wat vir ons verduidelik wat die wet is. Ons hoor die volgende. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor en die Here net nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Jy sien, baie keer dan aanbid ons ander dinge. Ons wys liefde vir ander dinge meer as vir God. En baie keer behandel ons mense ook bitterlik sleg. Ons haat mense, ons is kwaad vir mense. Ons is maar liefdeloos. Ons moet vanoggend dit erken. Ons moet weet dat ons sondig is. Kom ons erken dit, geliefdes. En ons sing van die wil van die Here. Ons sing uit lied 471. Soek allereers die koninkryk van God. Jy kan bly sit terwyl ons dit sing.
Ons het nou erken dat ons skuldig is, en erken dat ons soek baie keer ander dinge as die koninkryk van God. Ons doen sonde. Maar u moet nie hopeloos wees nie. Moenie dink dat u verlore is nie. Nee, omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het ons genade ontvang. In 1 Johannes 2 word daar vir ons gesê, verseker God ons, dat hy ons vryspreek. Dit sê vir ons, en as een van ons sondig, het ons Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Al wat ons moet doen is glo, niks meer as dit nie. Jy moet glo dat Jesus vir jou gesterf het, en genade by die Here ontvang. So, wat moet ons dan nou vanoggend hier doen? Ons moet ons geloof bely. As ons dit doen, dan weet ons ontvang die redding van die Here. Kom ons staan dan, geliefdes, en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, geliefdes, weet ons dat ons by die Here 'n toekoms ontvang, 'n wonderlike toekoms. En ons weet dat die Here het ons lief. So kom ons sing van daardie toekoms en ons sing van daardie liefde wat die Here Jesus vir ons het. En ons sing die vonk 48, Jesus het my lief. Nou hierdie liedjie het ons 'n paar die laaste diens ook gesing. Ek hoop julle kan hom onthou en ons sing hom weer. Dit het 'n pragtige dingetjie. Ek hoop julle gaan kan volg. Julle weet, moet ek dit weer sing? Moet ek dit weer sing? Mag, okay, hier is 'n paar van hulle wat kop skud. Hy gaan so: Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my baie lief en ek vir hom. Ek weet hy's nog baie onbekend vir ons gemeente, maar as ons hom nou vanoggend mooi volle bors hardop sing, dan is dit 'n lied wat ons vir baie jare kan aansing. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my baie lief en ek vir hom. Geliefdes, terwyl ons dan so sit, kom ons raak stil vir die Here en dan bid ons saam. Here Jesus, ons is maar klein. Maak U, Here, ons lewe rein. Ons is maar swak en vol sonde. Ons weet nie, Here, hoe om altyd by U te bly nie. Die lewe, Here, ruk ons heen en weer en stuur ons op paaie wat ons nie gedink het ons op sal loop nie. Maar omdat U ons liefhet, hou U ons vas. Leer ons vanoggend, Here, hoe ons aan U vasgebind is, sodat ons nie hoef bang te wees nie, sodat ons mag weet
Waar ook al ons gaan, is U by ons. Altyd, Here, is U by ons, want niks kan ons van U afskei nie. Help ons, Here, om dit te besef, te weet en te glo, en dit vir almal te vertel. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanoggend, oom Johan, hy sys so klein bietjie in my ore hier, ek wonder of hom nie net bietjie wil stel nie. Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine 8. Ons lees daarvan vanaf vers 31 tot en met vers 39. Oom Johan, oom sal dit vir my daar op die bord moet sit, hoor. Die skriflesing, geliefdes, lees dan vir ons soos volg. Dit sê: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Hierso het Paulus gepraat oor die redding van wat toe Jesus ons gered het en vir ons die ewige lewe gegee het. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U, dat die dood ons vandag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. O, jene, daar het ek hom nou heeltemal verkeerd op die ding gesit. En ek, 'n dominee kan ook foute maak. As ek nou nie die Bybel geken het nie, het ek 'n lank gesoek vanoggend. Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Jesus Christus, ons Here. Geliefdes, tot sover ons skriflesing dan vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Goeiemôre julle. Gaan dit goed met julle vanoggend? Vanoggend het jy gesê nee. Het jy gesê ag, ek wou nou net vir jou sê, as jy hier uitstap, gaan jy baie beter voel. Geliefdes, ek wil vanoggend vir julle vertel van die liefde wat Jesus vir ons het. En wat sy liefde vir ons doen. Nou, ek wil begin deur om vir julle te sê dat baie van ons is maar probeer baie hard om goeie mense te wees, maar een ding wat ons moet weet voordat ons enigstens praat van die liefde van God, is so 'n stukkie geskiedenis uit die verlede in die Bybel. Die storie van die Bybel begin in Genesis 1. En in Genesis 2, na die skepping, hoor ons dat God die mens gemaak het. En die Here wil graag hom aan ons vaspind. Hy wil ons kom vashou. Hy wil hê ons moet by hom wees in alles wat ons doen. Die moeilikheid is,
dat ons dit nie altyd reg kry nie. O, daar is nog, kom sit hier voor asseblief. Julle wil nie hierdie mis nie. Nou, wat gebeur, geliefdes, is dat God skep die mens, né? En dan bind hy ons aan hom vas. Nou wie wil gou my eerste maatjie wees wat kom help? Kom hierso. Kom Caroline. Nou, as God ons maak, dan bind hy ons vas aan hom, né? Hy sê ons is sy kinders en ons kan by hom wees vir ewig. Vir ewig mag ons saam met hom leef. En tog, wat het Adam en Eva gekies om te doen? Hulle het sonde gedoen, né? Wie kan vir my sê wat is sonde? Wat se dinge is sonde? Soos wat? Ja, slegte goed. Ja, kan jy vir my sê? Hey, mag ek lostrek nie? Jy moet vasgebind wees aan die Here, jong. Ja? Verkeerd gedoen soos wat? Stout wees, jok, né? Dis 'n sonde. Doodmaak is 'n sonde. Ja. Vloek, ja. Steel, ja, vloek is jong, baie van ons is skuldig daarin, né? As ek my toon stamp, dan probeer ek om Moses te sê, maar ek kry dit nie altyd reg nie. So ons doen maar sonde, né? Ons is almal skuldig. Nou wat doen sonde aan die mens? Dis nie Jesus of God wat van ons af wegloop en ons is nie meer aan hom gebind nie, né? Dis ons wat kies om weg te loop. Nou, Caroline, al wat ek wil hê jy moet doen, hè, is daai kant te loop. Hoe maklik was dit? Hoe maklik kan ons, jy kan hom maar afval. Baie dankie, jy kan weer gaan sit. Hoe maklik kan ons nie van God af loskom nie? Dis 'n probleem. Dis 'n probleem wat ons het. Ons word vinnig van God losgemaak. Ons sondes is so groot, dit breek ons verhouding met die Here. Maar wat doen God? God sê, hy het ons so lief. Hy gaan vir ons 'n manier gee om weer aan hom vasgebind te wees. Hy wil hom aan ons vasbind en hy gee vir ons sy wet. Maar die moeilikheid van die wet is, dit is goed en dit is volmaak en dit is heel, en kan julle onthou, wat is die wet? Wat is die wet van die Here? Ja, weet jy? Kan jy vir my sê? Die 10 gebooie, het julle al ooit gehoor van die 10 gebooie? 10 dinge wat die Here van ons vra om te doen, en as ons dit kan regkry, dan sal ons aan hom vasgebind wees. Maar selfs dit kan ons nie regkry nie. En sê nou maar, hierdie is ons lewe, nê? En ons is aan die Here vasgebind. En ons kan nie die 10 gebooie regkry nie. Wat gaan dit aan ons doen? Dit gaan ons verder van God afbreek, is dit nie? Nou, wie wil my help? Julle het gesien, hierdie is 1 tou, nee, julle het gesien, Caroline het met 1 tou gewerk, nee. Ryan, gaan jy hom sny? Okay. Sny hom vir my daar. Sny hom af. Baie mooi. Okay. So wat gebeur, nee, is dat baie keer, as ons maar sonde doen, dan breek dit ons verhouding met God. En dan hoe sal ons dan ooit weer aan God gebind kan wees? Hoe sal ons aan God gebind kan wees? Wel, ons kan alles in ons vermoë doen om God te volg. Ons kan hom volg en baie mooi kyk na die dinge wat ons doen, né? En ons kan mooi volg al sy wette woord vir woord. Ek wil julle vra, as jy 'n mooi en skoon lewe lei, as jy geen sonde doen nie, kan jy hierdie tou heel maak?
Jy kan probeer, nee. Wil jy probeer om hom heel te maak? Kom, ek wil hê jy moet kom hier na toe, nee, en dan kom maak jy hom vir my hier vas. Kom bind hom hier vas vir my. Net so normaal, dis al, jy kan hom net so vasbind. Sy wil sterk toue hier vir my maak. Nou, soos julle sien, nou het sy hom vir my mooi vasgebind, nee. Maar die moeilikheid is, hier is nie 'n baie sterk, sy het amper 'n sterk knoop gemaak, dit sou moeilik wees. Maar dis nie 'n baie sterk knoop nie, nee. As ek nou hierdie knoop weer aan die kruis sou vasmaak en ek trek, sal hierdie iewers, sal hierdie moet breek. Nee. Dis die moeilikheid met om die wet ten volle na te kom. Niemand van ons kan dit regtig doen nie. Niemand van ons kan dit regtig regkry nie. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, ek het jou lief. Ek het jou so lief, dat ek al jou sondes vergewe. En dat vandat hy aan die kruis gesterf het vir jou en vir my, het hy hom aan ons vasgebind. So, dit is wat Jesus doen. Hy kom en hy bind ons aan hom vas. Hy kom en hy sê, jy is myne, en ek bind jou aan my vas. Nou weet julle wat doen dit? Weet julle wat beteken dit? Dat Jesus hom aan ons vasbind. Ek het vir julle 'n ander voorbeeld, wat dit vir julle gaan duidelik maak. Nou soek ek nog 'n helper, wie gaan my help? Ek dink, Bella, kom jy, en ek dink, kom ons kry nog 'n seun, kom jy vir my, yes. Nou ja. Stel julle nou voor, hierdie is die kruis van Jesus. Sien julle die kruis van Jesus hier? Dis ook maar net olie, hoor. Maar dis baie special olie hier. Baie spesiale olie. Nou, Bella, ek wil hê jy moet vir my kyk na die sak, nee. En sê nou maar, dit is die lewe wat die Here vir jou gee. En al ons sondes wat ons doen is so, word eintlik maar in ons lewens deur hierdie voorbeeld vasgevang. Ek wil hê jy moet vir my hom in daai sak insit daar. Sit hom vir my daar binne. Okay, maak hom vir my toe, Bella. Vou hom vir my mooi toe op. Vou hom vir my mooi toe. Okay. Wie gaan die cool brille dra? Van jy? Okay. Kyk bietjie hoe cool is hy. Okay, sit hom vir my mooi plat neer. Nou, dis hoekom ek 'n sterk man nodig gehad het. Jy moet gaan. Jy gaan vir ons wys wat sonde doen. Okay. Jy vir ons wys wat sonde doen. Okay, kom. Nie te veel sonde wys nie. Ek dink jy het gemis. Wat gaan hier aan? So baie sterk sonde hier. Daar sê, dis beter. Kom ons doen dit nog, kom ons gaan sê, ek gaan na my lewe, en my lewe dan sê ek wil nie luister na my ma en my pa nie. Ek sê, ek weet beter as die Here. Hy kan nie vir my sê hoe ek moet leef nie. Geld. Ja, geld. En al die dinge wat geld vir my kan gee, dis vir my belangrik as enigiets anders. Wat van al die dinge wat ons so verlei in die lewe? Die dinge wat ons ver van God af kan trek. Dit breek ons lewens af. En nou wil ek vir julle wys. Val 'n stukkie sal uit. Nou wil ek juis vir julle wys wat die kruis van Jesus doen. Ek wil vir julle wys
hoe kosbaar dit is. Sien, Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 4, sê, ons is maar soos kleipotte wat maklik breek, net soos hierdie glas. Voilà. Kom staan vir my hierdie kant. Kom staan hierdie kant. Jy kom ek gaan sit sien, hoor, dankie. Kom hierdie kant. Ja. Ja, ek sal. Gooi vir my. Ja, jy kan, dit was net so dat jy cool moet lyk, geen ander rede nie. Okay, gooi vir my dit daar in, ja. Jesus kom aarde toe. Dankie, jy kan gaan sit en my cool brille vir my teruggee. Jesus kom aarde toe en aan die kruis kom vat hy al ons sondes. Hy kom vat al ons sondes. En weet jy wat doen hy? Sonder dat jy dit verdien. Want niemand van ons kan alles regkry nie. En dalk is hierdie een van die boodskappe wat die groot mense veral moet hoor vanoggend. Sonder dat jy dit verdien, kom die Here aarde toe. Hy kom vat jou lewe, nee. O, jene, die handskoen gaan nie werk nie. En hy kom maak jou lewe. Is nie op die mat nie, Stefan, ek beloof. En hy kom maak jou lewe heel. Hy kom en hy kom maak jou lewe heel. Hy kom vat al jou sondes weg. En hy kom maak alles van jou lewe weer heel. Nou, geliefdes, nou ek wil nie nou hy lappie vir my gee nie. Nee, hierso my skat hier so agter. Dankie. My hande is nou vol olie. Nou maats, kan julle onthou toe ek gesê het hierdie gaan nie werk nie? Julle onthou ons het hierdie nou vasgebind aan mekaar. Het julle gesien? Maar julle het nou gehoor, omdat Jesus ons so liefhet, omdat hy ons so liefhet, maak hy ons lewens heel. Hy wil vir julle wys hoe dit werk. Hy kom, die Here Jesus, en hy kom sit sy hand oor ons lewens. Nee? En sy gees word in ons ingeasem. Hy asem sy gees in ons in. Weet jy wat doen die Here? Wat doen hy? Hy sê, nie net vergewe ek jou sondes nie, maar ek maak alles heel. Ek maak alles heel. Niks wat jy kan doen. Niks nie. Niks kan my skei van jou nie. Niks nie. Niks nie. En omdat die Here jou so liefhet, nee, omdat hy jou so liefhet, maak hy jou hele lewe heel. Maar dit is nie al nie. Dit is nie al nie. As julle vanoggend vir my moet sê, wat is die slegste ding wat met 'n mens kan gebeur? Ja, Luke? Wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur? Siek wees? Ja. Wat nog? Kan julle vir my sê? Hallo, wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur? As jy weggaan van Jesus af, ja, maybe. In jou lewe, wie kan julle vir my sê, daar is die finale, as julle moet slim wees. Wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur?
Hulle wil nie antwoord nie. Enige van julle daar? Wat is die slegste ding wat met jou kan gebeur? Wat van die dood? Is daar iets slegter as dit wat met jou kan gebeur? Julle moet nou versigtig antwoord. 'n Mens kan doodgaan, nê? Maar ek wil hê julle moet fokus op wat ons vanoggend saam gelees het. Sien wat Jesus, wat Paulus vir ons sê in ons gedeelte vanoggend, is die volgende. Hy sê vir ons, dat Jesus Christus het vir ons gesterf, en hy het uit die dood uit opgestaan. En omdat hy uit die dood uit opgestaan het, het hy vir ons die ewige lewe kom gee. Dit maak ons, sê Jesus, meer as oorwinnaars. Want niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Niks kan hierdie liefde afbreek nie. Kom ek verduidelik vir julle hoe dit werk. Jy sien, as Jesus kom, en hy kom maak ons lewens heel, dan kom skyn hy 'n lig in ons lewens. Net soos hierdie. Hy kom skyn 'n lig, en hy kom bind hom aan ons. Wat niks op hierdie aarde kan skei nie. Niks op hierdie aarde kan dit skei nie. Nou Caroline, kom weer hiernatoe. Nou wil ek vir jou wys hoe lief God julle het. Dat as jy aan die kruis vasgebind is, aan Jesus vasgebind is, dan kry jy baie meer as wat jy dink. Sê, daar waar Caroline nou staan, is waar die lewe begin. En baie van ons geliefdes kry wat 50, 60 jaar, 70 jaar, van ons 90 jaar. Dus Caroline staan nie bo, staan bo op die troon. Stel jouself voor, hierdie is jou aardse lewe. Is mooi, is lank. Maar die feit dat jy aan Christus vasgebind is, beteken, dit maak nie saak wat jy doen nie, waar jy gaan nie, of wat jy ook al besluit in die lewe nie, niks, kom hier so, kom jy, vat hom vir my daar agter toe, vat hom vir my agter toe, go, stap, niks, geliefdes, kan jou skei van die lewe nie. En hierdie wil ek hê julle moet vanoggend verstaan. Hierdie is die punt wat ek vanoggend wil maak. Hierdie is wat ek vanoggend wil hê julle moet verstaan. Hoor gou mooi, Caroline. Die lewe op hierdie aarde is nie lank nie. Baie van die ouer mense sal vir jou leer hoe vinnig dit verbygaan, nê? Maar jy moet vanoggend hoor, as jy aan Jesus Christus vasgebind is, dan is hierdie nie jou hele lewe nie. Hierdie maak nie uit die volheid van jou lewe nie. As jy aan Jesus vasgebind is, geliefdes, dan wil ek hê jy moet sien, jy kry die ewigheid. Jy kry ewigheid, op ewigheid. Lig hom op vir my daar. Lig hom op. Jy kry meer en meer en meer. Meer as wat jy ooit voor kon droom. Okay, Caroline.
loop nou weg. Net tot daar. Geliefdes, daar's baie dinge in hierdie lewe wat verby 'n mens gaan, maar nie hierdie nie. Neem vanoggend die woorde van Paulus ter harte, dat in hierdie kort lewe wat jy kry, is daar een geleentheid vir jou. Een geleentheid vir jou om te weet aan wie jy behoort. Dat Jesus Christus het aan die kruis vir jou gesterf en maak nie saak hoe kort jou lewe ook al is nie. Dit wat vir jou kom, dit wat vir jou wag, na al die seer in die lewe, na al die pyn waardeur jy al was, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy is aan Jesus vasgebind. Maak nie saak jou omstandighede nie, jy ontvang nie tweedubbel nie, nie vierdubbel nie, maar 'n ewigheid op ewigheid meer as wat jy dink. Vroeër in Romeine 8, dan sê Paulus vir ons die volgende: hiervan is ek oortuig, dat die lyding wat ons nou verduur, die lyding waardeur ons nou gaan, weeg nie op teenoor die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms beplan het. So, wat moet ons dan nou sê van al hierdie dinge? Wat is die gevolgtrekking hiervan? As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het Jesus Christus aan die kruis laat sterf, sodat ons die ewige lewe mag hê. Wat kan ons hiervan sê? Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of kragte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, kan ons skei van die liefde van die Here nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons verstaan nie altyd hoe lief U ons het nie, en die wonders wat U in ons lewens kom doen het nie. Dalk op 'n eenvoudige manier vanoggend met eenvoudige voorbeelde, Here, kan ons begin om te verstaan hoe U ons vashou. Kan ons begin om te verstaan dat omdat U aan die kruis vir ons gesterf het, het ons nie maar net 'n paar jaar se lewe gekry nie, maar het U vir ons 'n toekoms kom gee, ver bo ons gedagtes, ver meer as wat ons kan indink of verbeel. Here, U het ons lief, en al wat ons kan doen is U terug lief hê, en dankie sê. Dankie Here, dat sonder dat ek dit verdien het, toe ek my lewe van U afsny, het U dit kom heel maak. Sonder dat ek besluite geneem het of goeie dade gedoen het, het U aan die kruis gesterf vir my, sodat ek vir ewig mag leef. Daarvoor, Here, sê ons baie dankie. Here, bære hierdie boodskap diep in ons hart, sodat eendag wanneer ons groot is, wanneer ons ou mense is, wanneer ons in moeilike omstandighede beland, wanneer ons by plekke kom waar ons alleen voel, dat ons mag weet, niks kan ons van U afskei nie. Niks kan ons losmaak van U nie. En daarvoor, Here, sê ons dankie. Ons aanbid U en ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, dit was seker die meeste wat ek julle rondgejaag het in 'n kinderdiens, nee. Geliefdes, kom ons sluit vanoggend af
En ons groet ons Here met lied 553. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie geliefdes, net so 'n paar afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Vandag verjaar JJ Meyer en ook Amorey van Tonder. Baie geluk met julle verjaarsdag vandag. En dan die 28ste Julie is dit ook Henriette Halgrein wat verjaar. 'n Klomp mense op die 29ste, Koen Klaasens verjaar en dan ook Frikkie Coetzee, Sandra Marx verjaar, Gerda Meiburg. Baie geluk met julle verjaarsdag en dan ook Renel Steenkamp en daarbey ook Dani Swanepoel en Derek van der Walt. Dit is 'n groot klompie mense wat op eendag verjaar. Mag die Here julle ryklik seën. Op die 30ste Julie is dit Kobus Brits en ook Braam de Tooi en ook Mia Jordaan. Baie geluk met julle verjaarsdag. En die 1 Augustus Johan Melan en Rian van der Westhuizen. Baie geluk. Geliefdes, op ons kalender, kategese open vandag. Ek hoop julle sien uit ook na die nuwe kwartaal en die lekker dinge wat julle ook daar gaan leer. En dan het ons in die week weer Bybelstudie Dinsdag om 9:00 die oggend en dan het ons nou weer hierdie week die aand Bybelstudie. Is die laaste keer wat ons so na mekaar aand Bybelstudie het. So dit sal nou weer hierdie week aand Bybelstudie wees. Dan gaan ons weer 'n week afstaan en so oor 2 weke weer Bybelstudie hê. So ek hoop dit maak sin. Dan geliefdes, op die 30ste Julie is daar weer bloedskenk om 1:00, asseblief kom geniet dit. En dan hierdie Vrydag het ons Vrydag Kafee waar Wyk Jericho vir ons lekker bunny chows gaan verkoop. Nou vir 'n half bunny chow, so 'n kleintjie is R40 en dan vir 'n hele bunny chow is dit R80. En dit is lekker lamvleis, so dit kan net lekker wees. Dit klink vir my heerlik. Ek gaan definitief een bestel. So asseblief kontak die kantoor of kontak met Johan of enigiemand in die wijk sal ook met u kontak maak, maar veral die kantoor asseblief kontak en bestel vroegtydig. Hulle moet, ek seker oom Johan, hulle moet voor donderdag sekerlik die bestellings klaar hê, nee. Oom Johan? Met die bestellings voor donderdag, asseblief voor donderdag die bestellings inwees sodat hulle dit kan voorberei. Baie dankie. Dan geliefdes het Amot ook hulle golfdag wat vir hulle voorlê en Amot het ons ook genader en gevra dat as daar enigiemand is wat asseblief 'n skenking wil doen vir die aftreeoord, om asseblief ook dit te doen, as u dalk 'n kontant bydrae wil maak of iets om hierdie projek te ondersteun, is u welkom om dit te doen. Hulle soek eintlik maar nog pryse vir die golfdag, so as u kan help daarmee sal hulle dit groot waardeer. Die 28ste Augustus is die golfdag by Amot, om ook hulle te help, om sinvolle fondse te hê, om daardie oord op 'n hoë gehalte te hou. Nou geliefdes, laasweek Sondag was baie van u dalk nog bietjie op vakansie, was u nog weg, en u het dalk nie gehoor nie, maar hierdie Augustus maand is vir ons gemeente Bybelmaand.
Ons het ook Bybel Sondag en later in die maand wat vir ons voorlê. En daarom, geliefdes, het ons ook hierdie projek. Ons wil teen die einde van hierdie maand wil ons graag 'n gemeente Bybel saamstel. Hierdie gemeente Bybel, geliefdes, gaan ons in ons eie handskrif doen. So ons gaan 'n lys in die saal beskikbaar hê waar u kan sê watse hoofstukke u doen. Op hierdie manier kan u ook bietjie die Bybel leer ken. En so u gaan woord vir woord die Bybel vir ons in u handskrif oorskryf. U kan gaan kies watse hoofstukke of watse Bybelboeke u graag wil doen. En dan gaan ons aan die einde daarvan dit mooi in 'n bundel bymekaar sit as 'n gemeente Bybel vir ons. Op so 'n manier, geliefdes, kan ons ook bietjie die Here beter leer ken. Aan die einde, op die 21ste Augustus, gaan ons ook 'n Bybelse ete hou. Waar ons bietjie gaan kyk na die kultuur en bietjie die agtergrond van hoe daardie mense geleef het. En ons gaan 'n lekker byeenkoms hou waar ons bietjie die kosse ook gaan geniet wat daardie antieke mense geëet het. Om bietjie die wêreld van Jesus en die wêreld van die Bybel ook beter te leer ken. Kom en neem deel aan hierdie wonderlike gebeurtenis. Dit is dan al van my af, geliefdes. Ek hoop u het 'n wonderlike en geseënde Sondag verder. Wyk Jerusalem skink vanoggend vir ons tee. Mag die Here by julle wees. Die kategese kinders, al die kinders asseblief moet agterbly na die erediens. Totsiens, geliefdes.